Basie van Sail is maar net 4 jaar lank 'n voltydse fotograaf, maar hy het reeds sy stempel in die mededingende bedryf afgedruk. Ons het met hom gesels oor sy foto's van sterre, veral die reeks nagligfoto's wat hy in die Rigtersveld geneem het, waarvoor hy onlangs by 'n Londense fotokompetisie bekroon is. So dis maar net my e-boek min of meer, maar ek meen hy verduidelik jou in 180 bladsye alles van exposure deur na jou kamera, die toerusting wat jy moet gebruik. Hy sê vir jou wat die exposure values moet wees, met ander woorde die jou sluiterspoed en jy al daai tipe goed. En dit is die resultaat wat jy kan kry as jy die regte tydperk gebruik, die regte f-stop, die regte sluiterspoed. Daai was van die Oranje rivier weer. En hier wil ek die beweging optel. Ek noem hom Cycle of Life, waar die water lewe gee en die res in die beweging in die water. So ook belangrik om die middelpunt te kry, en dis die hemel-suidpool daai. So die sterre draai daarom, ek meen die aarde is eintlik wat draai, dis nie die sterre wat draai nie, maar daai sterre sal fisies volgens ons dan, as jy soos die aarde draai, sal daai sterre stil staan vir ons. En hierdie was 3577 sekondes, so dis 3577 divided by 60 is 'n uur. So dis 'n 1 uur foto daai. Vir 1 uur is hy oop. En dan moet jy onthou dis stik nag. Daar's nie maan nie, daar's niks nie. So jy is nie seker of jy daai berg en jy weet wat jy gaan sien nie. Dis eintlik amper soos Kersfees elke dag. Jy weet nie wat die resultaat is want jy kan niks sien nie. So jy moet so baie van die beplanning doen ek aan die dag. In 2 was 88 minute, ek sal dit nie vergeet nie. 88 minute ontwikkel met anders so 'n uur en 'n half. Die sluiter is vir 1 en 'n half oop. Daar kan jy self sien as 'n paar verskiedenissterre tussen wat dit interessant maak. Die skote neem ek so 1 uur, 2 uur, 3 uur in die oggend, want die ander probleem is jy die skote vroeër in die aand neem, het jy die vliegtye. En hulle spoil alles. Want die moeilikheid is hulle kom van sê maar nou hier in die Rigtersveld van Windhoek af gevlieg Kaap toe, dan maak hulle daai liggie wat van hulle flikker maak hulle te stippellyn oor die foto. Verstaan jy? So dan moet jy hom weggooi. So dit is hoekom ek in 2, 3 in die oggend en dan neem ek hulle want dan beweeg daar nie eintlik baie vliegtye. Hierdie een is net so ingewikkeld. Hierdie ene noem hulle die drumsticks en dit is hoog in die berge in die Rigtersveld. Die veldwagters wat mense in toergidse wat mense daar uitvat, weet baie van hulle weet nie eens waar die plek is nie. Hulle wil ook nie sê waar die plek is nie want hulle vat die toeriste uit. Dit lyk soos 2 hoenderboutjies. En toe wat ek toegemaak het, is ek het toe met 'n verkyker een van die toergidse dopgehou en toe gesien waar hy in die kloof ingaan en toe het ek na die plek toe gegaan. Die grootste probleem en dit bespreek ek ook in my e-boeke, 'n hele hoofstuk daaroor, is wat ek nou amper soos backtracking. Hoe kom jy in die nag terug na die plek toe en weer na die plek toe? En dit is met stokkies en pile in die sand en klippies wat jy op hoopies pak. En jy volg daai paadjie met jou flitsie tot jy daar uitkom en dan as jy in die aand klaar jou foto geneem het om weer terug te kom, vat jy weer daai paadjie met daai stokkies en klippies, want die moeilikheid is jy kan in die Rigtersveld of enige ander plek in die middel van die nag ernstig verdwaal. Jy kan net 50 tree van jou tent af wees, want dit is mos nou donker man, daar is mos nie hele lig nie. Baie van die goed moet jy doen sonder om enigsins lig aan te skakel. So jy moet jou kamera, jou toerusting, elke dingetjie ken. Dit is soos 'n ekstreme vorm van fotografie. Dit is 'n kunsvorm tussen wiskunde en fotografie. Daar's baie wiskundige berekenings betrokke. Dis baie beplannings. Jy moet jouself beredeneer, self moet jou gesels, self moet jou praat. En dit is die strategie.